Vriende, baie welkom by Leef die Woord en dankie dat jy jou tyd met ons spandeer. Ons waardeer dit so baie en is altyd lekker om saam met jou rondom die woord van ons Here te kuier. Voordat ons by vandag se boodskap kom, kom ons bid eers saam. Vader, ons het U lief, dankie dat U ons eerste lief gehad het en dankie vir U woord. Sal U vandag deur U woord in ons lewens aan die woord kom, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Dit is vandag Moedersdag en ons wil vandag die moedersfigure in ons lewens wil ons eer en ons wil ons waardering teenoor julle uitspreek. Dankie dat julle van ons huise 'n tuiste maak en dit is lekker om julle te kan celebrate. Dit is lekker om waardering teenoor julle uit te spreek. Ek nooi julle uit om vandag saam met my oor 'n paar vroue waarvan ons in die Nuwe Testament lees, om oor hulle lewens na te dink en te kyk watter lesse ons uit hulle lewens vir ons eie lewe kan leer. Wanneer ons na hierdie vroue se lewens kyk, dan trek hulle voorbeeld ons aandag, hulle manier van lewe gryp ons verbeelding vas en uit hulle lewenswyse leer ons kosbare lesse vir ons eie geloof en lewe. Ek verwys, en ons gaan kortliks net by hulle stil staan, ek verwys na Phoebe, waarvan ons lees in Romeine 16 vers 1 en 2, van Trifena en Trifosa en Persis, van wie ons lees in Romeine 16 vers 12, en van Lydia in Handelinge 16, en dan ook oor Lois en Eunice, waarvan ons lees in 2 Timoteus 1 vers 5. Nou ek hoop, ek het hierdie vroue se name reg uitgespreek. Kyk, as ek nou met een van hulle getroud was, het ek hulle liewer liefie of skattebol genoem. Ek dink aan die woorde wat uit die verhaal van Romeo en Juliet kom, waar Juliet gesê het, "What's in a name? That which we call a rose by any other word would smell as sweet." Nou weet ek, party mense is baie gevat oor hulle name, maar nou gaan ons nou nie, gelukkig nie, vandag daarby stil staan of daaraan aandag skenk nie. Kom ons gesels eers oor Phoebe. Ons lees van haar in Romeine 16 vers 1 en 2. Nou van haar word daar gesê dat sy 'n dienares van die gemeente was en dat sy 'n beskermster vir baie gelowiges was. Wanneer ek lees dat sy 'n dienares van die gemeente was, dan herinner dit my aan daardie vroue van wie ons lees in Lukas 8 vers 2 en 3, wie Jesus en sy disippels gevolg het en Jesus met al haar of al hulle besittings gedien het. Ons merk op dat Phoebe ook so 'n offervaardige diensbaarheid teenoor die gemeente en teenoor gelowiges gehad het. Wanneer ons sien dat sy 'n dienares van die gemeente genoem word, dan is dit dieselfde woord wat gebruik word in Handelinge 6 vers 1 tot 6 wanneer die hakens aangestel word. So ons kan dus uit daardie verwysing kan ons dus opmerk dat Phoebe waarlik die gemeente gedien het en dat sy omgesien het na weduwees en wese, armes en elendiges. En dat sy geen onderskeid tussen mense getref het nie en hierdie mense werklik waar gedien het. Niks was vir haar te veel gevra gewees nie. En haar diensbaarheid het ook uitdrukking gevind in haar gasvryheid. En nou weet ons dat die goeie woord van die Here ons leer dat ons gasvry moet wees. Die woord van die Here leer ons watter plek gasvryheid in ons lewens moet inneem. Romeine 12 vers 13 sê, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Hebreërs 13 vers 2 sê, vergeet die gasvryheid nie. 1 Petrus 4 vers 9 sê, dat ons gasvry teenoor mekaar moet wees, sonder om te murmureer. Is dit nie kosbaar, ook in ons eie lewens, wanneer ons die vreugde en die warmte daarvan beleef, wanneer iemand hulle oor ons ontferm,
soos moedersfigure dit dikwels doen, soos die moeders dit dikwels teenoor hulle kinders doen. So sien ons ook hier die voorbeeld van Phoebe. Maar dan merk ons ook op, haar omgee, haar gasvryheid, haar sorg oor mense, was nie oppervlakkig gewees nie. Dit was nie sommer so hierbo langs gewees nie. Want van haar word gesê, dat sy 'n beskermster van die gelowiges was. Sy het dus voogdyskap geneem oor die mense wat aan haar sorg toevertrou was. En sy het sy het behoorlik na hulle behoeftes omgesien en hulle met haar eie hulpbronne versorg en bedien. Maar sy het ook vir hulle opgestaan en sy het vir hulle vasgestaan. Sy was bankvas agter hulle gewees. Sy was 'n weldoener gewees, maar deur haar gasvryheid het sy na die kinders van die Here toe uitgereik, maar sy het ook vir hulle sorg geneem. Sy het hulle ook beskerm. Sy was 'n beskermster gewees. Is dit nie kosbaar hoe ons dikwels in ons eie lewens sien en in die samelewing sien, hoe daar vroue is, wat soos 'n moeder haar oor kinders ontferm, oor mense ontferm en as 'n beskermster opstaan. Dit moet geprys word. En ons het groot waardering daarvoor. Maar nou lees ons ook in Romeine 16 vers 12 van Trifena, Trifosa en Persis. Nou ek hoop ek spreek hierdie 3 vroue se name reg uit, want Persis is immers daarom nie so moeilik nie. Nou van hulle lees ons dat daarvan hulle gesê word dat hulle in die Here gearbei het. Van Persis word daar verder gesê, en dit word baie pertinent gestel, dat sy baie in die Here gearbei het. Wanneer ons hoor dat hierdie vroue in die Here gearbei het, dan moet ons verstaan dat hulle fisies baie hard in die gemeente gewerk het, dat hulle fisies baie vir die gelowiges gedoen het. Hulle het hulle self in die gemeente uitgegiet en deur hierdie offervaardige dienswilligheid van hulle het hulle oorgawe aan die goeie saak van ons Here Jesus gedemonstreer. En hulle oorgawe het die voorbeeld van Jesus Christus geëgo. Want ons lees van Jesus in Galasiërs 2 vers 20 en Efesiërs 5 vers 2 en Efesiërs 5 vers 25 dat Jesus Christus hom vir die gemeente oorgegee het. En so merk ons ook was dit die getuienis van hierdie vroue dat hulle hulself aan die gemeente oorgegee het. Hulle het niks teruggehou nie. Hulle het die gemeente waar hulle betrokke was vir die gelowiges, het hulle self diep gekommit. Laat my dink daaraan, en Helene, my vrou, sê dit, en dis vir my so groot stuk waarheid, en dis so kosbaar, dat dit so maklik is om oor sacrifice te gesels, dat dit so maklik is om oor opoffering te gesels, as dit iemand anders is wat die opoffering doen. Van hierdie vroue sien ons, dat hulle 'n groot opoffering gedoen het, of gemaak het. En dit was deel van hulle toewyding. En daarom moet ons verstaan, dat wanneer ons praat van toewyding, of van commitment, dit nie van opoffering, van 'n sacrifice, geskei kan word nie. En ons kan dit in hierdie vroue se lewens sien. Dan wil ons vandag vir die Here dankie sê, vir daardie vroue, daardie moedersfigure, die moeders in ons eie huise, wat hierdie opofferings maak, wat hierdie sacrifices maak, terwille van en tot die voordeel van die behoud en die versorging en die beskerming van die mense oor wie sy haar ontferm. Ag, wat 'n kosbare voorbeeld is dit tog nie, wat tot ons eie lewens spreek. En dan lees ons in die 3de plek van Lydia. Ons lees van haar in Handelinge 16, vers 14, vers 15 en vers 40. Van haar word daar gesê dat sy 'n godsdienstige vrou was, wat op die verkondiging van die woord gereageer het. Ons merk ook op
dat Lois en Eunice vroue van die geloof was. Van hulle lees ons in 2 Timoteus 1 vers 5. Wanneer ek lees dat van hierdie vroue, dat hulle vroue van die geloof was, soos ons byvoorbeeld nou ook sien van Lydia, dan dink ek onmiddellik aan daardie kosbare woorde van Spreuke 31 vers 30 wat sê, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Vriende, ek dank die Here vir my moeder se bekering op die 31ste Desember 1983. En dit het gebeur in die Volle Evangelie Kerk Littleton, wat op die hoek van Stasie en Unie strate is in Centurion. Haar bekering het daartoe gelei dat ons hele huishouding tot bekering gekom het. Hoe kosbaar om die geloof van 'n moeder te kan vier en te kan waardeer. In my eie huis dank ek die Here vir die geloof van my vrou, van Helene, wat eens in haar moeder en in haar grootmoeder was, en wat nou in my huis 'n lieflike geur bring, 'n heerlike aroma bring. Hoe dikwels het die woorde van my geliefde skoonmoeder, ouma Poppy, nie al oor Helene se lippe gerol nie, wanneer sy sê, moenie bekommer nie, glo net. Hierdie lig van geloof skyn helder in my huis. Ja, waarlik, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Liewe vriende, 'n vrou wat die woord van die Here ter harte neem en daarvolgens leef, is 'n groot aanwins vir 'n man se huis. En daarmee sê ek nie dat 'n vrou verantwoordelik is om die geestelike pas in die huis aan te gee nie. Maar daar gebeur iets besonders wanneer 'n man en 'n vrou die ritme van geloof in hulle huis voel en aangee en so saam met mekaar deur die lewe dans op hierdie ritme van geloof. Is dit nie wonderlik wanneer daar 'n vrou van geloof, 'n moeder van geloof in 'n huis is nie? Dit bring ewe skielik hoop in 'n huis. Dit bring dikwels rigting in 'n huis en daarvoor moet ons die Here dank. Geen wonder dat die skrywer van Spreuke 31 gesê het dat 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Op hierdie spesiale dag van waardering teenoor moeders wil ons vir die Here dankie sê vir sulke moeders in ons lewens. Ons sê vir die Here dankie vir 'n moeder wat bereid is om gasvry te wees en offervaardige diens te lewer. Ons sê vir die Here dankie vir 'n vrou wat bereid is, vir 'n moeder wat bereid is om haar oor haar huis en oor ander te ontferm en om hulle te beskerm. Ons sê vandag vir die Here dankie vir moeders wat besig is en vlytig is in die werk van die Here, saam met die Here werk en sy werk liefhet. Ons sê vandag vir die Here dankie vir moeders wat die Here vrees en wat deur hulle toewyding aan die Here 'n suurlike en 'n lieflike tabberd dra, wat so pragtig en so mooi is om te aanskou. Dit is sulke vroue wat ons waardeer en is sulke vroue, sulke moeders wat elke huis nodig het. Mag hierdie oordenking, hierdie paar vroue na wie se lewens ons gekyk het, jou en my lewe, mag dit ons aanspreek, mag dit ons aanspoor om in oorgawe aan die Here te leef. En vandag wil ek jou vra, wil jy tog nie jou waardering teenoor so 'n moederfiguur in jou lewe uitspreek nie? Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dit was lekker om saam met jou rondom die woord van ons Here te kuier en uit die woord van ons Here te leer. Mag die vrede en die guns en die seën van die Here met jou wees. Amen.